Ernst, met dit in gedagte, wat lê nou voor? As ons nou oor die toekoms wil dink, met skakeling, met nog narratiewe soos die wat jy op Takker se gesprek gedryf het, wat lê vir ons voor en hoe kan ons dit tot ons beste, Ja, tot ons guns gebruik? wel ek dink die eerste deel daarvan is ons moet aanhou doen wat ons mee besig was. Daar's vir my so mooi stelling in NP van Wyk Lou se liberale nasionalisme. Waar hy sê, hy praat oor die kultuurmens, met ander woorde, die kultuurmens waarna hy verwys is iemand wat hom besig hou met sy mense of sy volk se kultuur, om dit uit te bou en te bevorder. En hy het nou homself beskou as 'n kultuurmens en hy het dan nou 'n brief gekry van iemand wat baie krities was en gesê het, kan jy nie sien die krisisse in die wêreld, kan jy nie sien hoe sleg gaan dit, ons is op die rand van 'n afgrond en jy's hier met kultuurgoed besig. En NP van Wyk Lou se antwoord daarop was, hy het eers die vraag gevra, wat staan 'n kultuurmens te doen wanneer hy in krisistye, homself in krisistye bevind? En die antwoord is, hou net aan. Met ander woorde, die belangrikste ding wat jy kan doen is hou aan om jou kultuur te koester, hou aan om dit te bevorder, hou aan om dit te leer en vir jou kinders te leer. Dis die enkel belangrikste ding wat 'n mens kan doen. Ons moet in 'n sekere sin bietjie meer dink. Ons moet baie doen, ons moet nie ophou doen nie. Maar ons moet bietjie gaan dink oor alternatiewe politieke stelsels. Daar word baie gepraat oor artikel 235 van die grondwet, daar word baie gepraat oor sesessie, daar word gepraat oor territoriale autonomie, die Suid-Tirolers waarmee Oranje besig is. Ek dink dit gaan tot ons voordeel wees om hierdie verskillende opsies bietjie meer deur te trap en dan meer spesifiek te sê wat is haalbaar en hoe haalbaar is dit en indien dit haalbaar is, wat kan ons doen om dit daarby uit te kom? Terwyl ons dit bedink, moet ons dit bevorder. So ons moet dit bedink en bevorder in die sin dat ons binne in Suid-Afrika onder ons eie mense, maar veral ook in die buiteland. Ek dink die wêreld is nou oop. Die deure is oop. Ons moet deur die deure stap. Ons moet nie gaan deure oopmaak nie. Ons moet deur daai deure stap en sê, hoorie, maar ons is besig om vir onsself 'n toekoms te bou. Ons wil nie aan ander mense moet namens ons probleme oplos of namens ons besluit wat die oplossing is. En ons is klaar besig daarmee, maar ons het steun nodig. So as jy wil help, moenie vir ons kom voorskryf wat die oplossing is nie. Kom kyk wat is die oplossings waaraan ons besig is en ondersteun hierdie oplossings. Ek dink dit is definitief. Dit gaan baie belangrik wees in hierdie hoofstuk wat vir ons voorlê.